Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan soos altyd baie goed met u, dat die waarheid van die Here se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video gesels ek weer eens oor die misleiding van bloedlynvloeke. Nou daar's baie mense wat vashou aan hierdie leerstelling wat konsys uit die woord van God kom, maar dit is nie daar nie, maar hulle glo dat gelowiges deur bloedlynvloeke gebind kan wees. Nou ek het 2 of 3 video's op my kanaal reeds gedoen in die verlede, jy kan daarna gaan kyk. Maar in vandag se video gaan ons luister wat sê Tiaan Gildenhuys. Hy sê bloedlynvloeke is 'n Bybelse beginsel dat Christene gebind kan wees, soos hierdie man op die skerm regs, gebind is deur bloedlynvloeke en dat hulle daarvan verlos en bevry moet word deurdat jy dit moet breek. Nou ons gaan kyk wat die woord van die Here sê in teenstelling wat Tiaan Gildenhuys leer. So kom ons spring dadelik weg. Nou ja, hierdie skrifgedeelte is vir my altyd baie belangrik. 2 Timoteus 3:16 en 17. Baie mense vra, hoekom expose ons mense op hierdie kanaal en wys ons valse lering en valse profete uit, maar die woord is duidelik dat ons hierdie dinge moet weerlê. Valse leerstellings, valse profete moet weerlê word, want hulle doen baie skade aan die liggaam van Christus. Nou ons gaan vandag mekaar in liefde reg help, ons is nie hier om mekaar te verdoem en oordeel nie, maar ons gaan wys wat die skrif sê in teenstelling wat die valse leraars aan leer. So kom ons gaan kyk na sy eerste videoklip, waar hy dan Matteus 22 vers 29 buite konteks gebruik. Hy sê dat mense wat nie glo in bloedlynvloeke nie, hulle dwaal en hulle het nie die krag van God nie. Kom ons gaan luister. Mense, so gaan ek en jy vanoggend lees wat sê die Bybel oor bloedlyn of generasievloeke. En jy gaan sien ons kan verstaan wat daar staan net soos wat dit daar staan. Want die waarskuwing wat ons by Jesus kry in Matteus 22 vers 29 is: julle dwaal. Kyk mooi, wie dwaal? Julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Hoekom dwaal ons? Want ons ken nie die skrifte nie. Nou ons gaan kyk vandag wie ken die skrif en wie ken nie die skrif nie, want dit is om 'n skrifgedeelte uit die Bybel te vat en 'n leerstelling daarvan te maak is baie gevaarlik. Konteks is altyd belangrik en daarom moet ons die regte eksegese gebruik om by 'n sekere leerstelling uit te kom wat deur die skrif geleer word. Nou hy sê daar's bloedlynvloeke in die Bybel praat daarvan. Hy sê maar mense is dwaal omdat hulle die skrifte nie ken nie, hulle ken nie die krag van God nie en daarom sê hulle daar bestaan nie bloedlynvloeke nie. Nou leer die skrif regtig dat gelowiges deur bloedlynvloeke gebind word. Nou ons gaan vandag daarna kyk. So ons kyk na die volgende videoklip waar hy sê Satan gebruik hierdie bloedlynvloek leerstelling om mense te verdeeldheid te bring in die kerk. En daarom wil mense ook niks daaromtrent doen nie, want hulle weet nie of dit waar of nie waar is nie. Maar kom ons gaan luister wat sê Tiaan Gildenhuys. Nou hier is een van die onderwerpe wat Satan gebruik om verdeeldheid tussen Christene te veroorsaak, met die gevolg dat niemand kennis wil neem hiervan en die moontlike bloedlynvloeke in hulle lewens wil breek nie. Daardeur bly menige gelowiges gebind, sonder om te weet of te verstaan dat hulle vry kan kom daarvan. Hoe? 'n enkele gebed. Nou kom is dit nou so moeilik. Hoekom wil ons nou altyd so beklei daarteen om net 'n gebed te kan bid? Want Satan weet, hy hou jou gebind. Nou as hierdie leerstelling nie in die Bybel geleer word nie, veral in die Nuwe Testament, hoe kan jy iets bid wat nie vir jou geleer word in die Nuwe Testament nie? Leer die apostels dit, het Jesus het geleer, staan dit in die skrifte opgeteken dat ons bevry moet word van bloedlynvloeke, generasievloeke van ons voorouers. Ek dink nie so nie, maar dis wat Tiaan Gildenhuys wil tuisbring by die mense. Hy sê Satan gebruik juis hierdie onderwerp om verdeeldheid onder gelowiges te bring. En dan sê hy, so wil niemand dan ook iets omtrent doen nie, sodat dit gebreek kan word nie deur 'n enkele ou eenvoudige gebed. Nou hoe kan jy iets bid wat nie geleer word in die Nuwe Testament nie? Ek dink die Heilige Gees maak dit duidelik dat hy ons wil lei in die volle waarheid, en dis tog belangrik. Dus, so bly gelowiges gebind hierdeur sê hy. Maar kom ons gaan luister, waar hy begin met Exodus 20 vers 5, 20 vers 3 tot 5 en so meer, en dan gaan hy verduidelik
dat hier in bloedlynvloeke opgeteken staan. En dat, maar ons moet gaan kyk wat is die konteks. So kom ons gaan luister na die eerste videoklip. Eksodus 20 vers 5 is God aan die woord. Hy sê jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God. En ek sê altyd vir die mense, onthou net een ding, ek weet nie van nuwe mense vanoggend hier is nie, maar almal in die gemeente weet dit. Maar die hele punt is, wanneer jy lees van Here, soos daai in hoofletters, die Here jou God, H-E-R-E, in die Hebreëus van die Ou Testament is daar geskryf, Jod, Hei, Wav, Hei. Want ons Vader se naam in Hebreëus is Yahweh. Ons het net nou 'n liedjie gesing oor, o Yahweh, daar is niemand soos hy. Want ons Vader het 'n naam in Hebreëus. Sy naam is Yahweh. So, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, Yahweh jou God, is 'n jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Ja, maar Tiaan, dis Ou Testamenties. My Bybel sê in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, die hele skrif is deur God ingegee. Die hele skrif is van Genesis 1 vers 1 tot by Openbaring 22 vers 21. So, as oupa of oupa Grootjie 'n probleem met God gehad het, hy het God vervloek en so aan, en dit is nie gedeel met nie, is daar 'n probleem. Nou kom ons kyk na die 3de en die 4de geslag. Hier's jy hieronder. Nou, bokant jou is jou pa, dan sit jou oupa, dan sit jou oupa Grootjie, dan is dit jou oupa Grootjie se pa. Nou ek het bietjie gaan kyk in my bloedlyn terug. My oupa Grootjie se pa het 175 jaar terug gelewe. So as daai ou oomie sê byvoorbeeld 'n satanis was, of 'n hoëgraadse vrymeselaar, of 'n okkultis. Hulle het Lucifer direk aanbid. Met ander woorde, hulle het God gehaat. As hy in daai goeders betrokke was, en dis nog nooit hanteer in die hele bloedlyn af nie, kan dit wat hy gedoen het, vandag nog my lewe impakteer. Dit kan my finansies impakteer. Dit kan my gesondheid impakteer. Dit kan my verhouding met my kinders impakteer. En dan wonder ons, waar kom dit vandaan? En onmiddellik wil mense weer kwaad word vir God en sê, maar dis onregverdig. Hoekom moet ek dit nou dra? Nou ja, kom ons gaan kyk wat sê Tiaan Gildenhuys. Hy gebruik Eksodus 20 vers 5 om te sê, dit gaan oor bloedlynvloeke. Nou ons moet gaan kyk waaroor dit gaan. Die woord van die Here sê baie duidelik hier, jy mag jou voor hulle, die afgode, nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. En dan sê hy in vers 6, ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Met ander woorde, waaroor gaan hierdie skrifgedeelte? Dit gaan oor die onderhouding van God se wet. Die wat natuurlik 'n afgode aanbid het straf ontvang. En dan sê hy, die wat natuurlik daarna dieselfde doen as hulle voorouers. As ek vandag my oupa dronk geword het, en ek besluit, ek gaan ook maar 'n dronkaard wees. Dis nie 'n bloedlynvloek nie, dis 'n besluit wat ek neem om daardie afgode te aanbid. En dit is waaroor hierdie skrifgedeelte gaan. Hierdie is nie bloedlynvloeke wat opgetel is en nou doen almal dit en dan straf God die 3de en die 4de geslag nie. Totaal eisegesis, baie beslis, die man se eksegese is nie baie goed nie. Nou God rig 'n waarskuwing aan almal wat in volharding hulle sonde en rebellie beoefen sonder bekering. Daarom sal hy van geslag tot geslag besoeking bring aan die ongeregtigheid. Hierdie is geen bloedlynvloek nie, maar God wat straf bring oor 'n ongelowige en 'n onverskillige volk. Die voorstanders van die bloedlynleerstelling beweer dat deur 'n gebed en belydenis dit verbreek kan word in die lewe van 'n gelowige. Die waarheid is dat hierdie nie 'n bloedlynvloek te sprake is nie, maar wel die straf van God. En dit is baie belangrik om dit reg te verstaan in sy konteks. Nou goed, hoekom word Eksodus 20 vers 6 nie aangehaal nie? En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Met ander woorde, as jy aan God gehoorsaam is, nou as jy 'n bloedlynvloek in jou lewe het en jy wil aan God gehoorsaam wees, maar jy kan nie, want die bloedlynvloek dryf jou tot sonde. Dit is onskriftuurlik en dis wat hierdie man leer. Nou goed, nêrens word daar ooit verwys na sonde as 'n bloedlynvloek nie. Dit word nêrens in die skrif aangetoon nie
En dit is baie verstandig om te gaan kyk wat die skrif leer, wat is sonde en wat is 'n bloedlynvloek. Bloedlynvloeke bestaan nie, maar ons gaan nog in hierdie video baie daaroor gesels. Kom ons gaan kyk na die volgende skrifgedeelte, Jeremia 32 vers 18, wat hy totaal buite konteks gebruik om te sê dat die sondes van die voorouers het nou effek op die kinders. Kom ons gaan kyk. Jeremia 32 vers 18 sê, U wat guns bewys aan duisende en die ongeregtigheid van die vaders vergeld in die skoot van hulle kinders na hulle, die groote, die geweldige God wie se naam is Yahweh Sabaoth, die Here van die leerskare. Dis wat hy sê. Die ongeregtigheid van die vaders. Ongeregtigheid is goed soos wat ek net nou gesê het, waar hulle in okkultisme betrokke was of die goed van die duister, bonatuurlike betrokke was en dies meer. Maar daar is iets wat daarmee gedoen moet word. Wat moet daarmee gedoen word? Ons gaan kyk. Deuteronomium 30 vers 19 sê, Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Nou ja, hier het niks te doen met bloedlynvloeke nie. Ek weet nie waar lees hy dit in die skrif in nie, maar dit staan nie daar geskrywe nie. Nou waaroor gaan Jeremia 32:18? God repays the iniquity of the fathers into the bosom of their children. This refers to natural consequences of sin and action passing down through generations, rather than an automatic mystical curse that God places on innocent descendants. Ander woorde, wanneer ek my voorouers dinge en besluite geneem het wat absoluut dwaas was, dan kan dit 'n gevolg op my lewe vorentoe hê. Ons kan baie daaroor gesels, maar dit het niks te doen met 'n bloedlynvloek nie. Maar dit is wat T.N. Gildenhuys graag wil hê ons moet verstaan. Nou, natural consequences, kom ons gaan kyk daar. Rather than inherited guilt, the text often refers to the natural earthly consequences of bad generational choices. The sinful cycle, children who imitate the wicked habits of their parents suffer the same judgments. Hierdie is nie bloedlynvloeke wat gebreek moet word, want hulle kan nou nie help hulle doen dit nie, want dis in hulle bloedlyne en so meer nie. Hierdie is sondes wat hulle, presies wat hulle voorouers gedoen het, steeds doen en dit grief God. En daarom is daar straf en die Bybel noem dit hier natuurlik suffering. Dit is absoluut die konsekwensies van slegte besluitnemings wat jy maak. En dit is baie belangrik, dit is eenvoudig. Deuteronomium 30:19, die kurs hier is nie bloedlynvloeke nie. Dit is die straf van God, van wie jou ongehoorsaamheid aan die Here. Dit is eenvoudig, lees net Deuteronomium 30:19 en jy sal sien presies waaroor dit gaan. En dit is eenvoudig soos dit is. Kom ons gaan kyk na 2 videoklips waar hy Klaagliedere 5:7 buite konteks gebruik en ons gaan so 'n bietjie meer detail behandel. Kom ons gaan luister wat hy sê. Klaagliedere 5:7 sê, ons vaders het gesondig, hulle is daar nie meer nie, en ons dra hulle ongeregtighede. Ons dra hulle ongeregtighede. En weer eens, nee, maar dit is nou nie meer op my van toepassing nie. Wel, wanneer het God sy mind gechange? Wys my daai vers wat sê God het sy mind gechange. Wys my die vers wat sê God is nie meer dieselfde nie. Wees maar verseker dat 'n bloedlynvloek nie net van God af kan kom nie, maar wel ook van Satan af. Dit is beslis nie God wat die oupa, die pa en die kleinseun so gevange hou nie. Want God se gedagtes vir daardie familie is gedagtes van vrede, voorspoed en 'n hoopvolle toekoms. Jeremia 29 vers 11. Maar waar het daardie demoon die eerste keer in die bloedlyn 'n plek of 'n houvas gekry? Want Efesiërs 4 vers 27 sê, gee aan die duiwel geen plek nie. So wie gee vir die duiwel plek? Ons. In die eerste plek gee God geen bloedlynvloeke aan geen mense nie. Want as die Here aan jou 'n bloedlynvloek moet gee, hoekom moet jy dit verbreek? En dis wat hy sê, dat God, nie net God nie, maar Satan gee ook aan jou bloedlynvloeke. Maar God gee nie aan die mens bloedlynvloeke nie. As hy dit gee, hoe kan jy dit verbreek? En dit is wat, dit is
die contradiction wat hier is, wat hierdie man nou leer. Maar kom ons gaan kyk in die eerste plek wat sê oor Klaagliedere 5:7. Nou Klaagliedere 5:7 gaan oor ongehoorsaamheid en onverantwoordelikheid van hierdie kinders se vaders, en dit het die noodlot oor hulle laat kom. Natuurlik fisiese gevolge. As jy vandag lees Klaagliedere 5 vers 2 tot 12 en dan gaan kyk jy wat het daar gebeur, dit spreek nie van bloedlynvloeke nie. Dit was onverantwoordelike besluitnemings, aksies wat hierdie ouers, die voorouers geneem het, en nou moet die kinders daarmee sukkel. En dit is baie belangrik. Maar gaan lees, ek gaan nie vandag alles bespreek nie, dit gaan baie tyd vat en jy sal sien dat dit is presies waaroor dit gaan. Nou hierdie mense het nie hulle voorouers se sondes oorgeerf deur middel van 'n bloedlynvloek nie, maar dra nou die gevolge van hulle ouers se dade met betrekking tot hulle omstandighede waarmee hulle gelos is. Hier word van swaar kry gepraat. Nou, aan die ander woorde, hierdie ouers het dinge gedoen en het swak besluitnemings gemaak, en daardie aksies en daardie aksies het nou konsekwensies wat die kinders nou moet dra. En weer eens gaan lees Klaagliedere 5, gaan lees die hele hoofstuk en u sal die konteks daarvan sien. Nou gebruik hy Efesiërs 4:27 buite konteks, en hier word geen bloedlynvloeke ontvang nie. Maar met wie praat die Here in Efesiërs 4:27? Met gelowiges. En hier is vermaanings om nie in sonde te wees nie en so meer, maar kom ons gaan kyk wat sê Tiaan Gildenhuys daaroor. So waar het hy iewers plek gekry? By 'n oupa, of 'n oupa grootjie, of by 'n ouma of 'n ouma grootjie? Daardie oupa of oupa grootjie het moontlik om een of ander rede, of deur middel van een of ander ongeregtigheid teen God gesondig, en nie om vergifnis gevra, of hulle sondes bely nie. So raai wat, dan kom hy lyn af. Solank as wat daardie sonde nie bely word, en vir God om vergifnis gevra word daarvoor nie, vestig daardie ongeregtigheid in daardie persoon, en word dit aan sy kinders oorgedra, deurdat hy 'n deur oopgemaak het vir Satan en sy demone, om deur daardie ongeregtigheid van hom, in sy hele nageslag se lewens betrokke te wees, totdat iemand die lyn breek. Nou ja, Efesiërs 4:27 word daar met gelowiges gepraat, soos ek gesê het, wedergebore mense. Hoe kan so iemand 'n bloedlynvloek verkry? Kan wedergeborenes vloeke oordra aan hulle kinders? Met ander woorde, ek is nou 'n kind van die Here. Hy het die vloek op hom geneem. Ek is verlos van my sonde, van die vloek van die sonde van Adam en Eva, en nou is ek wedergebore. Nou hoe kan ek nou 'n bloedlynvloek behou en dan word my kinders met hierdie bloedlynvloek getref? Met ander woorde, gaan oor na hulle toe. En dis baie skokkend dat 'n mens die skrif nie verstaan in hierdie opsig nie. Dat iewers het jou oupa plek aan die duiwel gegee en teen God gesondig en het nooit bely nie. Nou kom dit af na jou toe, na jou kinders se kinders en so meer. Absoluut skokkend. Dan kom dit af na jou toe, sê die geslag na geslag, totdat iemand dit verbreek. Nou leer vir my, wys vir my in die skrif, dat hierdie goed gebreek moet word, dat die Nuwe Testament vir ons leer, dat bloedlynvloeke gebreek moet word, of daarmee gedeel word. Wys my enige skrif in die Nuwe Testament. Dit staan nie daar nie, en dis hoekom hy hamer in die Ou Testament, en hy gebruik dit buite konteks. En dis baie, baie ernstig, ons moet hierdie goed ernstig opneem. Kom ons gaan kyk na die volgende videoklip, waar hy Maleagi 3 vers 8 tot 10, die gee van tiendes, buite konteks gebruik om te sê, dat jy nou 'n bloedlynvloek het. Kom ons gaan kyk wat hy sê. Let net daarop dat as 'n bloedlynvloek wel van God afkom, vanweë ongeregtigheid in die voorgeslagte, dan kan geen mens dit breek nie, want dit kom van God af. In so 'n geval moet die ongeregtighede van die voorouers bely word, en God se vergifnis daarvoor ook gevra word, en God moet gevra word om daardie vloek te lig in die naam van Jesus. Vergelyk byvoorbeeld Maleagi 3 vers 8. Maleagi 3 vers 8 sê, julle moet die vloek belaai, omdat julle nie julle tiendes en julle offergawes bring nie. Daai vloek kom van God af. So nou kan ek nie sê, Here, ek het nou my tiendes begin gee, so ek breek nou daai vloek van Maleagi 3 vers 8 nie. Ek kan nie, God het hom geplaas.
So wat jy moet doen is om te sê, Vader, ek verstaan nou die beginsel van Maleagi 3 vers 8 tot 10 van die gee van my tiendes. So Vader, ek gee dit nou met 'n blymoedige hart. Ek is 'n blymoedige gewer, want God het 'n blymoedige gewer lief. Maar Vader, ek vra U, lig asseblief die vloek van Maleagi 3 vers 8 van my finansies af, omdat ek in die verlede nie in lyn was met die skrif nie. So jy kan hom nie breek nie, maar jy vra vir die Here om hom te lig. Selfs met die bloedlynvloeke wat die woord vir ons sê. Nou ja, weer eens die onkunde is duidelik te sien en hy sien natuurlik dat indien jy 'n bloedlynvloek van God kry, kan jy dit nie breek nie. Nou, dis duidelik, maar God gee geen bloedlynvloeke aan mense nie. Waar staan dit geskrywe? Hy gebruik Maleagi 3 vers 8 tot 10 buite konteks om te sê, omdat jy jou tiende nie betaal het nie, het God 'n vloek op jou gelaai en hy noem dit 'n bloedlynvloek. Dit is nie die geval nie. Ons gaan kyk nou wat die konteks daarvan is. Hy sê, bely dat jy gesondig het deur nie tiendes te gee nie en vra God om die vloek te lig. Nêrens staan dit geskrywe in Maleagi 3 vers 8 tot 10 en meer dat jy God moet vra om daardie vloek te lig nie. Dis eisegesis, hulle plaas dit in die skrif om dit na 'n werklikheid te laat lyk. Nou ja, die tiendes was die wetlike opdrag in die Ou Testament om die leviete, die priesters, die armes en die tempeldiens te onderhou. Dit is nie 'n Nuwe Testament beginsel nie en baie mense glo jy moet tiendes betaal, anders gaan daai vloek jou nou tref. Nou die vloek van die volk, omdat die volk nie gehoorsaam was nie, het God sy seun onttrek. Dit is die vloek wat oor hulle gekom het. Dis 'n straf wat gelei het tot swak oeste en pla wat die landerye vernietig het. Hierdie is geen bloedlynvloeke nie. Dis absoluut God se straf. Die seun het hy teruggehou omdat hulle nie hulle tiendes betaal het nie. Staan nie iets van 'n bloedlynvloek? Nêrens nie. Dit is wat hierdie man leer en hy wil dit so probeer manipuleer dat dit na die waarheid lyk. Nou dat die sonde van die voorouers bely moet word en aan God gevra word om die vloek te lig. Wys my een skrifgedeelte en hy gebruik die Ou Testament om te sê, ons gaan nou daarby kom, wat jy die voorouers se sondes moet bely. En dit is maar die inding by hierdie mense wat glo in bloedlynvloeke, dat jy die sondes van voorouers moet bely om sodoende bevry te kan word. Dit staan nie in die woord van die Here nie. Maar kom ons gaan kyk hoe hy Levitikus 26 vers 40 uit konteks gebruik om te sê dat jy die sondes van jou voorouers moet bely. Kom ons gaan kyk. Levitikus 26 vers 40, hierdie is nou juis die antwoord oor hoe raak ons ontslaaf van die goed. Levitikus 26:40 sê, dan sal hulle ongeregtighede bely, kyk nou mooi, en die ongeregtigheid van hulle vaders, deurdat hulle ontrou teen my gehandel het, en dit doen niemand nie. Want nee, wat, daar's mos nie so 'n ding soos 'n bloedlynvloek in my lewe nie. Ek het my hart vir die Here gegee. All things are new. Ek het my hart vir die Here gegee. Niks van hierdie goed kan my iets om my doen nie. Maar ek sukkel met dieselfde kanker wat my ouma gehad het. Ek sukkel met dieselfde kanker wat my ouma grootjie gehad het. Ek sukkel met dieselfde kanker wat my ouma grootjie se ouma gehad het. Why? Everything is done new. Jy sien wat ons nog nooit die ongeregtigheid van die vaders bely nie. Nou, wat is die konteks van Levitikus 26? Nou, jy moet gaan kyk, hierdie was die waarskuwing in Israel ten opsigte van gehoorsaamheid teenoor ongehoorsaamheid. Met ander woorde, hulle sondes. Dis nie 'n bloedlynvloek wat jy moet bely van jou voorouers nie. Maar kom ons kyk verder. Ongehoorsaamheid bring rampe en gevolge van straf. Levitikus 26 vers 21 sê dat hy die rampe op jou sal aflaai. Israel was ongehoorsaam en het God se vyand geword. Hulle ongehoorsaamheid het veroorsaak dat hulle nageslag met rampe, omdat hulle dieselfde gaan doen het, as vanweë hulle ongehoorsaamheid. En dit is die konteks van die skrifgedeelte, dan die belofte van herstel. As hulle sondes bely en die van hulle voorvaders, en dit het niks met bloedlynvloeke te doen nie. Met ander woorde, ek kan met ander woorde die regstellings doen. Ek moet gaan, dit wat ek doen wat verkeerd is, moet ek aflê, en ek moet dit teenstaan wat my voorouers gedoen het. Dit moet ek met ander woorde nie weer doen nie. Dit is wat ek moet doen, die sondes bely. Ander woorde, jy moet sê, ek gaan nie weer dit doen wat my voorouers gedoen het nie.
Dit het niks te doen met 'n bloedlynvloek wat deur iemand in gebed moet verbreek en anders is jy gebind en so meer nie. Jy sien, ons kan so maklik 'n skrif buite konteks gebruik om te sê, maar jy moet hulle sondes bely. Nou ek waarborg u, as u ouers nou vandag reeds nie meer daar is nie, het jy enige reg om hulle sondes te bely, sou hulle in die hel wees vandag? Wat se sondes moet jy bely van hulle? As hulle dit nie self voor God reg gemaak het nie, hoe kan jy dit doen? En dit is wat hierdie mense leer, en hulle glo dis 'n leerstelling wat uit die woord van die Here kom. Nou goed, elkeen, sê die Bybel, sal sy eie pak dra, vir sy eie sonde sal hy boet. Galasiërs 6 vers 5 sê dit baie duidelik, en elkeen sal sy eie pak dra. Met ander woorde, dit beteken, ek moet na my eie sonde kyk, ek moet my eie sonde bely. Ek moenie my voorouers se sondes bely nie. Dis tog 'n beginsel wat in die Nuwe Testament voorkom. Kom ons gaan kyk Jesegiel 18 vers 1 tot 4. Die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het nou stomp geword. So waar as ek leef, spreek die Here, dit sal julle nie meer in die gedagte kom om hierdie spreekwoord in Israel te gebruik nie. Kyk, al die siele is myne, soos die siel van die Vader, so die siel van die Seun. Hulle is myne. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Met ander woorde, hy sê, as die vaders dan groen druiwe geëet het, hoe word die kinders se tande stomp, as hy dit nie self geëet het nie? Jy sien, die een wat die druiwe eet, sy tande sal stomp word. En die Here sê, dit sal nie meer wees, soos julle dink nie. Elkeen sal sy eie pak dra. Nou die vaders mag nie vir die kinders, en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie. Elkeen moet vir sy eie sondes gedood word. Deuteronomium 24 vers 16. En hy gebruik baie skrifte in die Ou Testament, maar hy kom nie by hierdie skrifte uit nie. Nogal interessant. Maar kom ons gaan kyk na sy volgende video, waar hy 1 Johannes 1 vers 9 uit konteks gebruik om te sê dat jy jou sondes moet bely en die vaders, jou voorvaders se sondes. Kom ons gaan kyk of hierdie dit in die skrif staan. Kom ons gaan kyk. In Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Alle ongeregtigheid. Wat het ons bely? Kom ons kyk. Die ongeregtighede van hulle vaders. Die ongeregtigheid van hulle vaders. So, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig, insluitende oupa grootjie se ongeregtighede. Maar ons moet dit bely. Anders sê Satan, I got you. Ek gaan dit teen jou gebruik, want Satan weet wat hierdie boek sê. Hierdie boek sê ons moet dit bely. Nou bely ons dit nie. Nou bly ons gebind. Dan sê ons, ag Here, hoekom kry ek nie deurbrake nie? Ag Here, hoekom wil my goed nooit uitwerk nie? Ag Here, hoekom sukkel ek met dieselfde probleme as wat my oupa so gesukkel het en wat my oupa grootjie so mee gesukkel het en my ouma so mee gesukkel het? Here, hoekom kry ek nie deurbrake nie? Want nou ja, jy sien die skrif word weer eens buite konteks gebruik en kom ons gaan kyk wat hy sê. Hierdie skrifgedeelte gaan oor wanneer ek weer sonde sal doen. Dis wat die skrif sê. Dan het ons 'n voorspraak by die Vader wat vir ons intree, naamlik Jesus Christus, die regverdige. Dit sê nêrens dat ons die sondes van ons voorouers moet bely nie. Dis Jesus. Hy plaas iets in die skrif wat nie daar staan nie. Gaan lees 1 Johannes 1 vers 9 en jy sal nêrens sien dat ek die sondes van my voorouers moet bely nie. Maar hy sê dis wat ons moet bely. Want daarom kry ek en jy nou geen deurbrake nie. Ons bly gebind en so meer en so meer. Die feit dat jy in hierdie lewe nie deurbrake en voorspoed beleef nie, is deur jou eie swak besluitnemings, ongehoorsaamheid, verkeerde keuses, sonde. Nou wil ons dit vir die bloedlynvloeke gee, sê dis die skuld van bloedlynvloeke wat deur ons voorouers gepleeg was. Dis baie swak eksegese, baie swak wat hierdie mense oor die skrif met die skrif omgaan, en dis misleidend. Maar kom ons gaan kyk hoe dat hy 2 Korintiërs 5 vers 17, waar die woord leer ons, elkeen wat in Christus is 'n nuwe skepsel. Kom ons gaan kyk hoe hy dit verdraai.
Dan die ou grootte wat almal altyd gebruik, 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Line merk vir my daai asseblief. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Sien jy? Die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Maar jy sukkel met dieselfde drankprobleem as jou oupa en jou oupa grootjie en jou oupa grootjie se pa. Jy sukkel met dieselfde selfmoordgedagtes en dieselfde probleme wat oupa gehad en oupa grootjie gehad het. Hoekom? Alles het dan nuut geword. Hoekom sukkel jy nou nog daarmee? Ja, dis weer eens 'n duidelikheid dat hy nie die skrif verstaan nie. 2 Korintiërs 5:17 sê ons baie duidelik dat as jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel of 'n nuwe skepping. Nou ja, kom ons gaan kyk. Na wedergeboorte is ons 'n nuwe skepsel of 'n nuwe skepping in Christus. Beteken dit dat ons nie meer probleme gaan hê of kan sonde doen nie? Beteken dit dat ek en jy nie dikwels nog verslaaf kan wees aan sondige begeertes en sondige gewoontes nie? Absoluut nie. Dis nie wat die skrif leer nie. Dit beteken ek en jy is geregverdig in Christus. Ek en jy is waarlik kinders van God en ons is sy eiendom nou. Dis hoekom ek en jy 'n nuwe skepsel is. Die ou ding het verbygegaan. Maar die woord van die Here is tog baie duidelik. As ons dan 'n nuwe skepsel is, sê hy, dis nou wat Teen Gildenhuys sê, hoekom sukkel ons dan steeds met dronkenskap en ander sondes waaraan my oupa skuldig was? Vergeet hy doelbewus wat die skrif leer, dat hierdie nuwe skepsel gemaan word om die ou mens met sy vleeslike begeertes af te lê en heiligmaking na te jag. Jy kan die boek van Galasiërs gaan lees, Hebreërs, daar's baie skrifte wat ons wys dat ons die ou mens moet af lê. Dis nie die bloedklein vloek wat jou laat sukkel nie. Dis jou eie sondige vlees wat jou laat struikel om weer hierdie goed te doen. En ek en jy moet daar oorwinning behaal. Maar dit verstaan Teen Gildenhuys glad nie. Hy maak van die skrifgedeelte 2 Korintiërs 5:17 asof dit niks is nie en dat jy maar steeds gebind kan wees deur bloedklein vloeke. Nou kom ons gaan kyk waar hy sê hoe om bloedklein vloeke te verbreek. Kom ons gaan kyk wat hy sê. Kom ons sluit af met hoe om bloedlyn vloeke te breek. Ek vra eerstens die vraag. Om 'n bloedlyn vloek te breek of vir die Here te vra om dit te lig, is bloot 'n gebed tot God die Vader. En wie sal jou graag wil stop om so 'n gebed te bid? Natuurlik, slegs Satan en sy demone. Want as hy jou kan stop om so 'n gebed te bid, dan hou hy jou gebonde. Want solank as wat hulle ons kan weerhou daarvan om die sondes en die ongeregtighede van ons voorvaders te bely en die bloedlynvloeke te breek, die wat hy bring en vir die Vader te vra om die ander te lig, kan hulle daardeur hulle houvas op ons behou. Tweedens, indien bloedlynvloeke dan nie bestaan nie en jy bid so 'n gebed tot God, wat het jy daardeur verloor? Niks. En God gaan jou beslis nie straf omdat jy sy tyd gemors het met so 'n gebed nie. Maar as hulle wel bestaan, soos ek persoonlik glo, en weekliks met mense werk oor, wat het jy gewen deur so 'n gebed te bid? Jy het daardeur die vryheid ontvang van enige impak wat sulke bloedlynvloeke op jou persoonlike lewe kon gehad het. En dan moet jy opstaan in jou geestelike autoriteit en sê ek het nou gedeel hiermee. Satan, jy gaan dit nie verder op my gebruik nie. Gaan dit nie op my kinders gebruik want jongeres is 12 nie. Sê mense vir my maar, hoe weet ons daar's nog vloeke? Wel, kom ek wys vir jou wanneer gaan vloeke ophou. Openbaring 22 vers 1 tot 3. Waar is Openbaring 22? Heel aan die einde van die Bybel. Die laaste hoofstuk van die Bybel. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Maar tot daar, my broer en suster, is vloeke nog van toepassing. Nou ja, kom ons gaan kyk 'n hele mond vol en hy begin dadelik deur te sê
hoe om bloedlynvloeke te verbreek, en hy sê dat dit is bloot 'n gebed tot God die Vader, maar dat Satan ons wil stop om dit te doen, dat ons nie die sondes van ons voorvaders moet bely nie, wat dit breek nie, dat jy gebind dan sal bly. Nou praat hy ook van kinders onder 12, nou wil ek vra, waar kom hy aan die gedagte, dat kinders onder 12 nie 'n bloedlynvloek hê, soos hy dan sê, almal dit word oorgedra van geslag tot geslag tot geslag. So as daardie 12-jarige kind 13 word, dan word hy bloedlynvloek 'n realiteit in sy lewe. Hoekom onder 12 nie? Dis net 'n vraag, interessant. Dit wys jou dat alles buitekant konteks, buitekant die skrif, en maak sekere goed op, en dit is eintlik baie gevaarlik. Nou, dat hy persoonlik, hy het net gesê, maar die Bybel sê, dit is daar's bloedlynvloeke, en die wat dit nie glo nie, dwaal en ken nie die skrifte nie, maar hy sê nou, hy persoonlik glo, dat bloedlynvloeke bestaan. Met ander woorde is 'n opinie van homself, ek persoonlik dink dit is so, of ek dink dis dat. Hy is nie seker van homself nie. Hoekom sal so 'n gebed, sal jy so 'n gebed bid in onkunde, terwyl die woord van God onder die genadeverbond niks hiervan leer nie? Dis eintlik skokkend. Die woord leer nêrens dat bloedlynvloeke gebreek moet word nie, nog minder van dat kinders onder 12 dit nie het nie, en so meer. Goed, kom ons gaan kyk Openbaring 22 vers 1 tot 3, weer eens buite konteks. Hy sê dat hierdie skrif sê dat daar dan geen verdere vervloeking sal wees nie, daar is nie bloedlynvloeke nie, dit word gestop wanneer ons dan op die nuwe aarde en die nuwe hemel gaan wees. Maar kom ons gaan kyk wat sê hy, wanneer gaan vloeke dan ophou? Dan beaam hy die skrif hier in die Nuwe Testament, asof die Nuwe Testament wel leer van bloedlynvloeke. Want hy vra, waar is Openbaring, Nuwe Testament. Maar, wat is die konteks? Die konteks van Openbaring 22, 1 tot 3 is die volgende. The curse refers to the judgment God placed on creation when Adam and Eve sinned. So het gaan oor sonde, die vloek van Adam en Eva se sonde. Thorns and pain. This resulted in death, painful labor, thorns and physical sufferings. Ons gaan dit nie meer beleef nie. Dis nie 'n bloedlynvloek waarvan hier gepraat word nie, maar die sonde, die vloek van die sonde wat op die mens gekom het. Nou goed, Christus het ons losgekoop van die vloek, en dit is die vloek van die sonde. Galasiërs 3, 13 en 14, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want as geskrywe, vervloek is elkeen wat in 'n hout hang. Die vloek van sonde is verbreek, nie bloedlynvloeke nie. Bloedlynvloeke bestaan geensins. Die teologie van bloedlynvloeke is 'n lekker manier om soos Adam en Eva te blame shift en te sê, my sonde is nie my skuld nie, my oupa en oupa grootjie, dis hulle skuld. Hulle het hierdie dinge gedoen, nou is dit op my, maar dit moet net verbreek word. Was die volmaakte werk aan die kruis nie genoeg nie? Goed, dit is volbring, baie duidelik, die woord van die Here is duidelik. Hy sê, dit is afgaan, dis volbring. Daar's niks wat ek en jy meer kan doen nie. Ons moet net vertrou in die volmaakte werk aan die kruis van Christus. Vir my hierdie soort van leerstellings, bloedlynvloeke is nie Bybels nie, dis onskriftuurlik, en ons moenie dit vervang om te sê, dit het ons het nie regtig sonde nie, maar dit is as gevolg van my bloedlynvloeke, wat ek van my voorouers geërf het. Dit staan nie in die woord van die Here nie. Mag die Here ons oë open, mag ons die leiding van die Gees ken, en goeie eksegese toepas, om hierdie goed reg te verstaan. Tot 'n volgende keer, die Here seën vir u. Totsiens.